In hierdie video gaan ons kyk na 'n IRP5 vorm of dit word ook die werknemer se belastingsertifikaat genoem. Nou maak seker dat jy my video oor inkomstebelasting gaan kyk, want inkomstebelasting en IRP5 vorms loop hand aan hand. OK, kom ons kyk na 'n tipiese voorbeeld van een. So hierdie is 'n voorbeeld en jy moet weet dat jou toets se IRP5 vorm kan dalk anders te lyk vir al die uitleg. Maar tipiese elemente wat jy sal sien is werkgewer se inligting, werknemer se inligting, daar staan ook belastingjaar, want hierdie is 'n jaarlikse vorm wat dan nou uitgereik word. En jy sal ook iewerste op jou vorm kodes en beskrywings sien, goed soos inkomste, aftrekkings ensovoorts. OK, maar voor ons in detail na hierdie gaan kyk, kom ons bespreek net gou, wat is 'n IRP5 vorm? Ons gee 'n tipe van 'n definisie hierso. Jy moet weet dat dit is heel eerste 'n opsomming van jou inkomste, jou salaris deur die jaar, en dit word deur jou werkgewer uitgereik, so jou baas. Hy stel hierdie ding saam, en dan word dit na SAID gestuur. Onthou, SAID is die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. So hulle werk met belasting. OK, en tipies wat jy dan nou op die opsomming gaan sien, is 'n datum. So die datum hier is van 1 Maart van die eerste jaar, en dan dra dit oor tot 28 Februarie van die volgende jaar. So jy sal altyd ietsie sien soos 2 jare, 2022, en dan is daar 'n streepie, en dan staan daar 2023. OK, volgende wat jy ook sal sien is al jou inkomste sal daar staan, soos 'n opsomming van al jou tipes inkomstes, goed soos jou salaris wat jy elke maand verdien, en dan die totaal van die jaar, jou bonus, en ook jou oortyd. En ook die totale van dit sal jy sien. OK. Verder, aftrekkings. Jy gaan ook aftrekkings sien. Allerhande goed wat afgetrek is van jou salaris. En voorbeelde hier kan wees pensioen. Dalk betaal jou baas of jou werkgewer pensioen namens jou. En WVF, ons weet dis werkloosheidsversekeringsfonds. Dan kan daar ook goed staan soos jou belasting. Nou, by die belasting wil ek net 'n nota maak. In Engels sê hulle dit is payee. En payee staan vir pay as you earn. Want soos wat jy werk elke maand verdien jy mos nou salaris, en dan betaal hulle belasting op daai salaris elke maand. So jy betaal reeds 'n groot hoeveelheid belasting. OK, maar SAID moet nog steeds weet of is jou belasting korrek uitgewerk. En dan sal jy laastens inligting sien van jou werkgewer en die werknemer. En dit is ook die werker dan nou genoem. OK, kom ons kyk na hierdie voorbeeld meer in diepte. Ons begin met die werkgewer se inligting. Soos die naam van die baas, die maatskappy, hierdie is sommer 'n privaat skool, en daar's 'n IRP5 nommer, so dis die nommer van die dokument. En dan die belastingjaar. Nou onthou wat ons gesê het met die belastingjaar, dit begin op 2022, so dis 1 Maart van daai jaar, en dan word dit oorgedra na 28 Februarie van 2023. OK, volgende sal jy sien daar's die werkgewer se adres en werknemer se inligting. Dis dan nou die werker, sy naam en van, ons het sommer hier vir Mickey Mouse, die identiteitsnommer en paspoortnommer as daar een is. Dan die werknemernommer. Dis 'n belangrike ouetjie. Hierdie is 'n unieke nommer. Beteken elke werkgewer, werknemer of elke werker het 'n spesifieke nommer vir by die maatskappy, en is belangrik ook vir belastingdoeleindes, né? OK, dan sal jy ook sien die geboortedatum en dan die inkomstebelastingnommer. Nou hierdie is nou weer belangrik vir SAID. Hulle gebruik dit ook om jou te identifiseer en jou spesifieke belasting uit te werk ensovoorts. Verder, as ons dan nou afgaan na die kodes, hierso hoef jy nie te veel om te gee of te kyk na die kodes nie, dit verskil altyd, dis nie belangrik vir jou nie. Eerste wat ons wel moet sien is die basiese inkomste.
Nou onthou, omdat hierdie jaarliks is dit die totaal vir die jaar. So dit is sy salaris. En dit is vir die hele jaar. OK? En dit is 492.000, soos 'n groot bedrag. Dan sien ons ekstra inkomste, en dit sal dan nou goed soos jou bonus, of jou oortyd wees, en daar het ons 21.000. OK, dan kom ons nou by die bruto inkomste van die werknemer. So, hoeveel het hierdie ou in totaal verdien die jaar? Nou, as jy die bruto inkomste wil hê, moet jy die totaal van die salaris en die bonus bymekaar tel. Jy plus dit net. So as ek A wil hê, dan gaan ek sê daai 492.566 plus 21.633, en dan kry ek 'n totaal van 514.199. OK, dan aftrekkings. Nou by aftrekkings kan dit goed wees soos pensioen. So hierdie persoon weet nie eintlik, hy kry nie daai geld uit op sy salaris nie. Dit word afgetrek voor dit in sy bank betaal word. En volgende, belasbare inkomste. As die bruto jou die mekaar maak, moenie daarna kyk nie. Belasbaar, weet ons, as jy belasbare inkomste soek, dan moet jy sê, die formule, bruto inkomste minus jou aftrekkings. Nou by die bruto inkomste, weet ons het uitgewerk, dis 514.199. Daar sien ons dit by A, ons het dit uitgewerk, en die aftrekkings is 39.414. So ek gaan sê minus 39.414. En my antwoord is dan nou 474.785. En ons onthou dat die belasbare inkomste bedrag, dis die een wat gebruik word om jou belasting uit te werk. So Syed gebruik hierdie. OK, nou het hierdie maatskappy reeds belasting betaal deur die jaar, elke maand, en dit is nou 'n totaal van 87.000. En hierdie persoon, Mickey Mouse, het mediese fonds. En dis het hy dan nou mediese krediete, so ons gaan hierdie mediese krediete aan die heel einde van jou sommetjies, jou belastingsomme, gaan ons die mediese krediete aftrek. So ek gaan dit nie nou doen in hierdie video nie, maar weet maar net dat hierdie afgetrek word, want dit is 'n krediet. OK, dis dan nou die einde van die video. Onthou om te share, like, subscribe en word deel van die Whiteboard SA span.